Welkom terug by die program In Gesprek met Abida. Ek is Abida Dixon Mohammed, my tegnikus is Ilham Hussein en jy luister na Inspire Elsies Radio. Ek gee gou vir jou ons WhatsApp nommer as jy miskien vir ons 'n boodskapie of iets wil stuur. Ons WhatsApp nommer is 068 102 4094. Ek gee hom vir jou in Engels as jy nie Afrikaans verstaan nie. 068 102 4098. En as jy nou natuurlik by ons wil luister, nê, gaan vir my asseblief gaan daar na jou foon toe of jou laptop of jou komputer, wat ook al, en dan sit jy in daar jou 3W's dot, né? En dan Inspire Elsies Radio een woord.co.za. Ek gee hom gou weer vir jou om te luister na ons. Gaan jy na 3W dots toe. Inspire Elsies Radio.co.za. Dan kan jy lekker na ons luister. Nou vir julle wat nou 'n bietjie vroeër gemis het, ek het begin met die program, ek het Janaza kennisgewings gedoen en dan ook lekker gemeenskapskennisgewings, né? En nou het ek natuurlik my gas in die ateljee en ek kan vir julle sê dis nie sommer net enige gasie, nee, dis 'n gas met klomp waardes en allerlei tipe van goeders. En ek gesels met Genoven Cornelius en Genoven Genoven het basies voor my groot geword en vandag is hy 'n jong man en ag, hy is te kostelik en 'n mens wil hom net opvreet. Maar ek wil vir julle sê, Genoven is dan ook blind gebore, maar hy laat niks vir hom onderkry nie, niks. Ek kan jou eerlikwaar sê, ek en jy is te lui om dit te doen en dat te doen, en ons het alles en alles, maar hier het ons die mense wat nie die en nie daai kan doen nie, en hulle het al die wilskrag om dit te doen. En ek sê vir julle gou, ek draai hierdie kamera na my gas toe, en ek gaan lekker met hom gesels, né? Goeiemôre, Genoven. Goeiemôre, baie dankie vir die uitnodiging. Lekker. Man, kyk hier, as ek altyd hoor van 'n good feel story, dan dink ek eerste aan jou. Toe ek nou dink, wag, wat kan my good feel story wees vir hierdie Saterdagoggend? Dan dink ek, nou, Genoven. Ek moet gou met Genoven in die hande kry. En die eerste ding wat ek vra vir Ismail, bly Genoven nog hier? Want jy weet, om mens loop so mekaar mis, dat 'n mens nie weet wie bly meer waar nie. 100%. En hy sê toe, nee, hy is nog hier, en ek dink, nee, wat? In die hak. Genoven, nou soos ek so pas gesê het, jy is dan nou blind gebore. Maar ek meen, jy het jou laerskooljare, jy het nou graad 1 sub A gedoen, soos ons het nou ken, en allerlei tipe van goeders. As ons nou daar vanaf kan begin, wanneer het jy toe nou as kind agtergekom, maar jy kan nie sien nie? Okay, so vir jou as kind is dit 'n bietjie baie moeilik so om sommer agter te kom. So ek dink dis maar waar die ouers instink kom en sien wat, ja, die kind kruip vas teen goed of die kind loop vas teen goed, en dis maar waar hulle begin 'n notisie neem het en begin dokters te nader en om uit te vind wat gaan aan, en op die wyse het hulle dit nou vasgestel, maar die oë is swak en daarna toe begin 'n bril gee. En die bril het gehelp vir 'n tyd, maar later dan het die bril ook die oë verswak, en totdat ons maar later besef het, maar nee, dis nie die moeite werd om nog aan te gaan met die bril, want wat die bril later gedoen het is meer kopseere, oortraan, so dit was meer ongemak. En toe ons later dan besluit, ag, dis fyn, ons vat dit soos dit kom. Okay, so is dit dan op die ou en meer skade gedoen as goed? Presies, 100%. Okay. Nou is Genoven mos nou op laerskool. Was Genoven geboelie omdat hy blind was? Okay, so ek sal nie sê ek was geboelie nie. Okay. Maar ons sien in die gemeenskappe wat ons bly. So Ja. by die skool self, dis fyn. Maar soos by die gemeenskappe wat ons bly is die kinders wat hier saam speel, nou gaan hulle wonder, hoekom kan jy nie dit doen nie? Hoekom wil jy nie dit saam doen nie? Ja. En later aan is daar altyd een uit die groep uit wat nou lelike remarks gaan maak en wat ook al. Maar ek dink as ek nou terug moet dink aan al hy lelike remarks, dan kan 'n mens eintlik sê dat dit was nodig om vir jou so 'n bietjie sterker te maak. Because ek dink as ons nou moet teruggaan dat
baie mense wil nie eens die woord blind rondom my te gebruik het nie. Baie mense, evens my eie familie, hulle wil nooit gepraat het van blind rondom my nie. En ek het besef dat dit is 'n stigma wat moes gebreek word. En so ja, daar was altyd een uit 'n klomp uit wat jou altyd sal spot en wat jou altyd sal aanval om hoekom kyk jy nie straight nie, hoekom rol jou oë en al die klas goed, maar as 'n mens nou terugdink dan sê 'n mens eintlik dankie vir hulle, because ek dink in elk geval is die bewusmaking is in elk geval maar nie op standaard in Suid-Afrika rondom blind en blind wees en so nie. Het dit jou baie seer gemaak as daar vir jou gespot was? Wel, so in my geval het ek twee vriende gehad en hulle het altyd vir my opgekom as enige een nou enigiets sleg gesê het en hulle altyd vir my opgekom so dat ek het meer die moment geenjoy dat hulle altyd vir my opgestaan dat ek nog kan dink aan die seer wat ek nou gekry het wat hulle die lelike woorde moes gesê het en so ja. Okay. Nou as hulle daai tyd vir jou opgestaan het, is julle nog in kontak en so aan? Definitief, is definitief nog. Sure, maar dan is dit mos 'n lange jare vriendskap. Definitief. Oh, that's good. En nou Zenova, hier is Zenova nou klaar met laerskool. Hier gaan Zenova nou hoërskool toe. Was dit basies dieselfde ding op die hoërskool of daarom beter? Nou, ek dink op die hoërskool het dit heel wat beter kom raak. Soos ek gesê het, ek moes eers oor daai stigma breek rondom die blindwees situasie. En ek dink toe ek begin 'n vrede maak met die hele situasie en toe van daar af toe loop alles heel wat seepglad. So wat wie na daai gesê het ek nie regtig vir my gesteer aan dit. Want ek het klaar vrede gemaak. Ek het dit aanvaar en soos aanbieder reg gesê het ek het laat niks regtig waarmee terughou nie. Want op 'n van die dag dis in jou hande wat jy gaan maak, wat is jou volgende move. En so op hoërskool het dit eintlik inteendeel baie goed gegaan. In vergelijking met die laerskooljare. Okay. Maar nou hier word Zenova toe nou 'n jong man. En weet mos nou hier die boys van 15, 16, hulle loer ons nou vir die opposite en allerlei tipe van goeters, you know. En hier kan Zenova nie sien nie. Was jy kwaad vir wie ook al dat jy nou nie sekere goed kan sien as 'n jong man nie? Kom ek sê ek dink kwaad is 'n bietjie te kras. Ek sal sê ek was 'n bietjie teleurgestel by baie instinkte. Ja. Van sekere goed kan ek nog nie gesien het en waarvan ander mense praat moet ek nog net my verbeelding gebruik het. Maar soos ek sê, ek het besef dat dit baat nie ons gaan heeltyd aangaan en sê wat ja, hoekom kan ek dit doen? Hoekom kan ek dit? Maak vrede en dit gaan die journey actually baie makliker maak. En vandat ek vrede gemaak het, moet ek sê toe word die pad al hoe makliker en ek het weer eens net besef uiteindelik kan ons net dankbaar is dat ons nog 'n geleentheid het om te kan asemhaal. En so ek dink dit was my dryfkrag vorentoe. Ek kan asemhaal, so daar is hoop. En ek probeer altyd vir my in ander mense se skoene te sit. Ek dink kyk ons na my situasie en dan kyk ons na iemand anders se situasie wat in 'n rolstoel sit en wat jy kan sien nie. Dan vra jy jouself, maar is my situasie regtig so groot? Dan kom ons by die antwoord uit nee, want daar is iemand wat multiple disabilities het. But still, there's a breathe. Ja. Ons kan asemhaal, ons kan beweeg. So ja. Nou kan julle nou sien, dit is wat ek nou praat van inspirasie. Ja, almal van ons dink nie dieselfde nie, maar wanneer 'n mens dink aan iemand anders wat minder het as jouself of wat worse af is as jouself, dan kom jy eintlik agter dat jy het min, maar jy het ook baie. Nou Zenova, jy het dan ook sport en allerlei tipe van goeters gedoen. Ek onthou jy het die cricket gedoen. Ek weet jy het ook die hardloop gedoen, as ek reg. Hoe het jy gevaar in daai tipe van sport? Okay, so omdat ons skool basies was gedryf op akademie en dan is dit sport en dan is dit musiek. So so ek het begin toe ek nog op die laerskool was met atletiek. Ja. Dit het redelik goed gegaan. Ek het my Westelike provinsie klere gaan haal, my Suid-Afrikaanse klere gaan haal. En ek dink toe ou later aan so 'n bietjie beserings opdoen, dan moet jy nou 'n besluit maak, joh, gaan jy aan of wat kan toe. En net voor
finaal gelos het en toe iemand na my toe gekom en sê wat dis nou hierdie nuwe sport wat nie so regtig groot is nie, maar dit is tandem fietsry. Goed. Toe sê ek myself, okay, ons gaan dit 'n kou gee en kyk wat gebeur en ek het dit begin 2007 nee 2006 en die 2007 se Cape August toe is ek die eerste blinde persoon wat klaar gemaak het. Wow. So ek het net begin en ek dink dit het vir my aanhou dryfkrag gegee om aan te hou en selfs soos aanbieder genoem het dat ek het blinde cricket gespeel, maar ja, ek het nie so ver gegaan met die blinde cricket as wat ek met die fietsry en die atletiek gegaan het. Nou gaan iemand nou sê, maar nou, hoe speel 'n mens cricket, atletiek en fietsry as jy blind is? Verduidelik gou vir ons mense dan, Janovan. Okay, so wanneer ons cricket speel, speel ons met eerstens met 'n bal met klokkies binne-in. So waar ons in normale of able-bodied cricket sal sien die bal word gegooi, so die bal word by ons gerol. So die rol op die golfblad, ja, en dan kan jy nou hoor wanneer hy aankom en dan kan jy nou wanneer die bal by jou is, dan kan jy mos nou slaan. Maar ons het ook dieselfde veldwerk tegnieke wat soos die able-bodies het en so. En dan die atletiek is so by atletiek is daar 3 kategorieë. So as 'n B1, B2 en 'n B3. Waar B1 mos nou obviously die een is wat nou nie goed kan sien nie. So hy gaan hardloop met 'n gids. Yes. So jy gaan 'n band het en dan gaan jy vashou aan die band en die gids se doel is net om vir jou in die lyn te hou. En hy mag nie voor jou wees nie. Hy kan langs jou hardloop, maar hy mag nie voor jou wees nie. En dan die fietsry wat vir my baie interessant was want ek het nooit van dit geweet voordat ek blootgestel het aan dit was. So dit is 'n tandem fiets. Hy het basies 2 sitplekke en obviously 2 sette pedals en dan 2 handvatsels, maar die handvatsels wat agter is kan ons nog nie draai nie. Net die een wat voor is. Okay, so die bestuurder alleen. Ja, so die bestuurder draai alleen en jou werk as agter wat hulle noem as 'n stouke. Jy trap net saam en gee krag en so gaan julle aan. Oh my goodness. Nou so nou, ek weet julle huis is ek dan vol medaljes en daai tipe van goeders. Vertel vir ons kykers, waar het jy van watter sport het jy al hierdie medaljes gekry? Okay, so my meeste medaljes wat ek ooit gekry het, ek dink dit was totaal van seker 18 het ek gekry in net atletiek. Dit was nou 100 meter, 200, 400 meter en dan ook aflos. En dan het ek by die fietsry het ek 17 medaljes gekry. By atletiek het ek 2 trofeeë gekry. Die een trofee was wat vir my 'n baie besonderse een was toe ek die Sportsman of the Year gekry het. Man! Ja, ek dink dit was vir my nogal 'n groot eer en dan die ander trofee wat vir my uitstaan is toe ek in Durban as 'n jong onder 19 deelgeneem het aan die fietsry aan 'n toernooi daar en baie van die ouens was al van onder 23, ek was basies die jongste en dat ek eerste kon eindig in al my races en ook die trofee gekry het van die mees opwindendste jong fietsryer. So ek dink dit was vir my net ek dink dit was vir my troostprys genoeg aan jong, jy kan nie sien nie, maar jy kan nog steeds al hierdie dinge doen. So ek dink dit was vir my regtig 'n troostprys vir al hierdie negatiewe dinge wat ek moes aanluister as kind. So ek dink dit was 'n goeie troostprys. Ja, Janovan, nou kan jy nou sien, daarom sê ek altyd, 'n mens moet mense vereer terwyl hulle nog leef en nie dit doen wanneer hulle nie meer saam met ons is nie. Want kyk, ek meen nou, waar is daar nou mense wat nou weet dat Janovan al hierdie goed nou al gedoen het en hy's blind? You get what I'm saying? Nou die dag wanneer Janovan nie meer daar is nie, nou wil hulle al hierdie goeders bring, maar dan is dit te laat. Ons wil vir Janovan geken het en geweet het van Janovan toe hy leef. Nie nou wat hy nie meer daar is nie. En nou kyk, genade. Nou dis hoekom ek sê, kan julle sien, ek en sy is fris en gesond, ons het ons bene, ons arms, ons het alles en alles, maar ons is so lui, en julle kan maar nou net sê wat julle wil, maar dit is die waarheid, en dan kry jy mens nou mense soos Janovan hulle, wat
nie hulle disability in hulle pad laat staan nie. I just love it. I just love it. Nou Zinovan, deel jy nog steeds neem jy nog steeds deel aan enige kompetisies en goede? Nie juist aan enige competities nie. Ja. Soos ek gesê het, die baserings het begin ry. Ja, so dit was vir my saam met my gepraat en gesê dat is of jy vat die risiko en kry 'n erger basering wat dan jou bene gaan regtig baie affekteer en as ook jou rug. En nadat het ek net besluit, okay, fine, dit is fyn. Ek dink ek het my goeie jare het ek gehad. Ek het gedoen wat ek moes. So kom ons call it quits. So Okay. maar ek sal nog steeds deelneem aan soos die Cape Town Cycle Tour, Goed. maar nou nie meer soos om 'n races te jag, net om as fan deel te neem aan dit, ja. Okay. Nou wat doen jy nou om vir jou fix te hou, Zinovan? So ek fiksheid is deel van my. Ek dink ek doen maar my normale oefeninge. Ek het 'n standaard fiets by die huis wat ek nog steeds mag getrap en ek doen maar my oefeninge wat ek moet doen. Ja, en obviously by die areas wat ons nou in bly is dit nie so goed om te kan stap en enige plek net te kan stap nie. So ek sou graag baie meer wil stap, maar dit is ons nou nie Altyd moontlik. moontlik is. Maar weet julle, ek moet vir julle sê toe nou baie jonger was. Want kyk, ons is bure. Hy bly so 'n paar deure van my af. Maar weet jy, ons bly in 'n sirkel, né? En jy sal as jy nie vir Zinovan geken het, dan sou jy nie geweet het hy's blind nie. Want Zinovan het die sirkel so goed geken. Hy het presies geweet en hy weet nog steeds vandag wie bly waar en waar om in te gaan as hy wil by iemand se huis ingaan. So hy as hy nie ken nie, dan gaan sy nie weet dat hy blind is nie. So hy kom toe eendag in by my en ek is besig in die kombuis en ek dog toe nou, wat maak sy nou? Maar ek is so besig met kos maak en daar's heel wat groente en goeders op die tafel. Toe my surprise stel hy 'n tamatie op en hy voel en hy sê dis 'n tamatie. Hy tel op, hy sê dis 'n aartappel. Hy tel op en hy sê dis 'n eie. Maar weet julle, ek was so verstom, want ek het nie geweet jy word geleer om al hierdie goeters te kan die verskil tussen hierdie goeters te ken nie. Nou, Zinovan, julle, omdat jy nie kan sien nie, kan jy mos nog nie gewoonweg skryf en lees en daai nie. Yes. Vertel gou vir ons kykers, hoe skryf jy en hoe lees jy? Okay, so baie maklik, soos in die verlede toe tegnologie nog nie so goed aan ons Goed kant was was nie, nie. Ja, toe was dit maar 'n bietjie moeilik. Toe moet ons met 'n means of braille. So braille is 'n means waar jy 'n brailler gebruik. Jy is 6 dots en daai moet jy nou alfabet leer en jy moet nou leer van A tot Z en nommers. En dan skryf ons en dan lees ons maar volgens ons voel op die blaai. Die dotte word dan nou bymekaar gesit en dit word nou letters. En dan soos dit aangegaan het, soos op skoolloopbaan, het ons klaar gemaak met braille en toe kom die tegnologie, toe raak dit beter toe. Kom daar mos nou op die computers waar hulle screenreaders gebruik. Soos JAWS en NVDA. Yes. En ek dink toe ek gaan studeer, toe was dit baie maklik want toe hoef ek nie meer braille te doen nie, want toe kon ek alles elektronies doen via my laptop of computer. So en tot vandag toe het ek nie weer teruggegaan braille. Ek kan nie onthou, ek weet nie of ek nog kan braille lees nie, want dis hoe lank laas ek braille gedoen het. So ek lees nou net via die computer, my cellphone of my laptop. So ek dink daar moet ons ook weer dankie sê aan tegnologie. Ja.